Vader, baie dankie dat ons vanmôre kan nader tot u genade troon en Here, dat ons kan uitroep vanmôre, you are the waymaker. En Vader, daar is niemand soos u nie, niemand waardig om geloof, geprys, geëer en aanbid te word, behalwe u nie. Vader, ons weet vanoggend probeer die Satan steel, slag en verwoes deur ons lofprysing te benadeel. En Here, kom ons net vanoggend in opstand teen die werke van die vyand. Ons spreek dood daaroor uit. En Here, ons is hier vanoggend om u te verheerlik, om u naam groot te maak, om vir u 'n verskil te maak. En Here, ons is hier om vanoggend te hoor van u, om te ontvang van u tafel af. Here, ons is hier vanmôre om Vader aan die voete te sit en net vir u te sê, you're awesome God. Daarom vra ek net Gees van God, dat u sal beweeg van persoon tot persoon, van sitplek tot sitplek, en dat u asseblief by elkeen van ons sal stilstaan. Here, op u unieke manier, en elkeen sal aanraak. Daar waar behoefte is, Here, voorsien asseblief. Daar waar 'n aanraking nodig is, raak asseblief aan. En daarom wil ek vir u sê, Here, u sê waar 2 of meer by mekaar is, daar is u teenwoordig. Welkom in ons midde vanmôre, Here, en word verheerlik deur die woord wat uitgaan. En Here, raak net ons aan. Gees van God, beweeg van sitplek tot sitplek. Geef ons 'n geopende oor en ontvanklike hart om te hoor wat u vanmôre van ons wil sê. En die gemeente sê, amen. Dankie, u kan die sitplekke inneem. En net vir my vir Bernice afval van die rekenaar af, asseblief, van die skerm af. Goed, ek gaan volgende met u deel, jy wat die woord van die Here by jou het, uit Hebreërs 10 vers 35 tot 37. Dan saam met my blaai, Hebreërs 10 vers 35 tot 37. Het almal om, kom ons gee net kans dat almal gou by die woord uitkom. Baie welkom aan ons besoekers vanoggend. Lekker om julle by ons te hê. Julle kom so op die oggend wat als deur mekaar is, wat als verkeerd loop. Maar ja, ons klankman is ongelukkig nie hier vandag nie en daai masjien daar agter lyk soos 'n vliegtuig se binnegoed. Ek verstaan hom glad nie. Maar prys die Here, lekker om julle by ons te hê, voel vry. Dis nie die PPK se kerk nie, dis jou Vader se huis. Voel vry om te dien soos wat die Here jou lei. As jy wil halleluja skreeu, dan doen jy dit. As jy wil spring, dan doen jy dit, want hier is ons een groot familie. Ons is nie 'n stywe kerk nie, ons is hier om aan die voete van Jesus te sit en te ontvang van hom. Goed, Hebreërs 10 vers 35 tot 37. Werp dan julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het, nie weg nie. Want julle het die lydsaamheid nodig om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Want net nog 'n klein tydjie en hy wat kom sal nie versuim nie. En is dit nie interessant dat hierdie skrif vir ons sê, nog net 'n klein tydjie, want hy wat kom sal nie versuim nie. Moet ons vanmôre besef, die koms van die Here is voor die deur. Ons leef nie in die laaste tyd nie, ons lewe in beseringstyd. Ons is nie in 'n tyd ver, soos die mense sê nie, maar die tyd, die uurglas is besig om uit te loop. En as teksgedeelte wil ek stil staan by 1 Johannes 2 vers 16 en 17, wat hy vir ons sê, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikhede van die vlees, die begeerlikhede van die oë en die grootheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld uit. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikhede gaan verby, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Het ek en jy al werklik gedink, wat is die wil van God in ons lewe? Weet ek vanmôre wat is die wil van God in my lewe? Weet jy wat is die wil van God in my lewe? Wil ek vanmôre vir jou sê, die wil van God is eerstens dat hy het 'n doel met jou lewe. Hy het 'n plan met jou lewe. Hy het vanmôre afspraak met jou. Jy sit nie maar net sommer hier omdat iemand vir jou gesê het, hoor ek kom gou saam my kerk toe, of omdat jy niks beters het om te doen nie. Jy's hier want die Here
het 'n plan met jou lewe. Sê gou vir die persoon langs jou, Here het 'n plan met jou lewe. Okay, great. Wie het dit gehoor? Wie het gehoor die Here het 'n plan met jou lewe? Okay, nou wat gaan jy daarmee doen? Want jy sien, ons in die kerk hoor, maar ons luister nie. Maar vanmôre wil ek vir jou sê, jy is spesiaal, die Here het 'n plan met jou lewe. En die mense is vinnig om vandag te sê, ek is 'n kind van God en ek is nie familie van God en God is my Vader, en ons quoteer Psalm 23 waar hy sê, die Here is my herder, en ons lewe in hierdie sogenaamde Christelike bedeling. En die Hebreë kerk en die mense moet die waarheid begin besef en ook verkondig, want hoor mooi vanmôre, wat ek vir jou sê kerk, nie almal wat Jesus bely is kinders van die Here nie. Nie elkeen wat die naam Jesus noem, dien hom in gees en in waarheid, soos hy sê nie. En nie elkeen wat vir hom sê, Here, Here, is opgeneem in die koninkryk van die Here. En dis hoekom hy vir ons sê in Matteus, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van God nie, maar hy wat die wil doen van my Vader, wat in die hemel is. En dan kom hulle en sê, maar Here, het ons nie vir u gesê, in u naam het ons duiwels uitgedryf, in u naam het ons geprofeteer, in u naam het ons kragte gedoen nie, dan sê hy, gaan weg, ek ken julle nie. En die vraag is dan vanmôre, ken die Here vir jou, en ken hy vir my? Ken hy vir my as prediker? Want jy weet, daar's predikante, wat op 'n platform staan, wat die Here nie ken nie. Nou sê vir my, sê, hoe kan jy dit sê? Ek weet, die valse predikers wat 'n valsheid verkondig, dit is hulle. Hoor vanmôre wat sê die woord, Markus 3 vers 32 tot 34. En 'n skare het rondom hom, dit is nou Jesus gesit. Hy sê toe vir hulle, of hulle sê toe vir hom, u moeder en die broers soek u daar buite. En hy antwoord en sê vir hulle, wie is my moeder en wie is my broers? En hy kyk rond na die wat rondom hom sit en sê, daar is my moeder en my broers, want elkeen wat die wil van God doen, die is my broer, my suster en my moeder. Met ander woorde, ek en jy word opgeneem in die familiekring en in die familiehuis van Jesus as ons sy wil doen. As jy Vader se wil doen, dan is jy ongelukkig my broer en my suster, of jy het nou like of nie, is wat die woord sê, en dan moet jy lief wees vir my. Jy hoef my nie te like nie, jy moet lief wees vir my. En om deel te wees van God se koninklike familie en geklas te word as sy broer en suster, moet ons sy wil doen. En dan kom die vraag, maar wat is God se wil? Om so nou en dan kerk toe te kom, so af en toe te bid, die pastoor te ken, miskien 'n selgroep by te woon. Is dit die wil van God? Verseker nie. Jy moet my nie ken, of 'n vriend van my wees, om in die hemel te kom. Jy moet 'n verhouding met Jesus Christus hê. Los om my plan nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy in 'n garage slaap, dan maak dit nie van jou 'n kar nie. As jy in die kerk sit, maak dit nie van jou kind van God nie. Jy moet 'n intieme verhouding met Jesus hê. Jy moet 'n pad met hom stap en jy moet in sy wil begin leef. Ek en jy moet God se wil doen om te kwalifiseer. En dit bring my by die vraag vanmôre, wat is God se wil dan werklik vir jou en vir my? Is dit kerkdogma en reëls? Want jy sien, daar's honderde kerke en almal het verskillende dogma, almal het verskillende reëls, maar dit is nie God se wil nie. Dit was nooit God se wil dat daar soveel verskillende kerke moet wees nie. Dit was nooit God se wil dat ons elkeen sy eie ding moet doen nie. Elkeen wat vir ons wat hier sit, is die liggaam van Christus. Nie een van ons wat in hierdie kerk is, het dieselfde bediening nie, maar saam vorm ons die liggaam van Christus. En as ons daardie bediening saamgooi, dan kan die liggaam funksioneer. Ek praat gisterand met 'n vriend van my wat sy been afgesit is en ek vra vir hom, hoe voel jy? Hy sê vir my, nee jong, hierdie lyf vir my wil nie saamwerk nie. Hy is van balans, want die een kant is nou lig en die ander kant is swaar en hy is in rehab want hy moet weer begin loop en hy sê hy verstaan dit nie dat sy liggaam so sukkel nie. Maar dit bring my terug na die kerk van Christus
As ons nie as liggaam saamwerk, mekaar se bedieninge respekteer en mekaar help om jou bediening uit te leef, en dan is die liggaam krippel. En soos hierdie man sukkel, so gaan die liggaam ook sukkel. Het jy al vanmôre werklik stil geraak of dalk iewers stil geraak en vir die Here gevra, Here, wat is my rol? Waar pas ek in die liggaam? Ons kan nie almal die kop of die oog of die hand wees nie. Daar moet partykeer die grysaar wees of die ore of iets, maar ons is iewers is ons die liggaam van Christus. En ons moet die wil van God ken en verstaan en sy woord bestudeer om uit te vind wat is sy wil van ons. En ek wil vanmôre vir jou sê, ons gaan vanoggend die wil van God saamvat net in 10 woorde. Glo jy dit? Nie baie nie, net 10 woorde. En die eerste kry ons dan in 1 Petrus 2 vers 15 tot 17, waar hy sê vers 15, want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen, die onkunde van die dwaase mense tot swye bring, as vry mense, en nie asof julle die vryheid het as 'n dekmantel vir boosheid nie, maar as diensknegte van God. Julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. En wanneer ons hierdie eerste gedeelte saamvat, beteken dit, doen goed, want dit is God se wil, volgens Petrus. Ek en jy moet goed doen aan wie? Net aan die ou wat ek like. Nee, ons moet goed doen aan almal. Doen ons dit? Dit is maklik om goed te doen aan Marie, want ek hou nogal van haar. En ons kom al 'n lang pad saam, maar daai taxi-drywer wat voor my inry, is dit maklik om aan hom goed te doen? Nee, verseker nie. Maar ons moet goed doen aan almal. Veral die mense van jou huis, want net hierna in 1 Petrus 3 vers 7 sê die Here, net so moet julle man verstandig met hulle saamleef, dis nou jou vrou, en aan die vroulike geslag as swakkere eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. En vanmôre is dit van kardinale belang om op goeie voet met jou vrou te verkeer. Is dit maklik? Ek weet nie, kom manne praat met my, is dit maklik? Nee, dit is seker nie maklik nie, maar dis moontlik. Want as ons nie op goeie voet met ons vrou verkeer nie, sê die woord, beantwoord die Here nie ons gebede nie, want dit word verhinder. So maak vrede. Beskerm jou vrou teen elemente van buite. Is ek en jy as manne buite God se wil? Gelukkig Giepie is ongetroud, so dis nie op hom van toepassing nie. Is hy nog ongetroude manne? Tyd dat jy trou, ou boet. Daar sal jy ook sien, dan het jy moeilikheid. Want dan moet jy jou vrou goed behandel. Ja, dis God se wil, dat ons goed moet doen, ook aan hulle. Tweedens kyk ons na 1 Petrus 3 vers 17, waar het vir ons sê, want dit is beter as die wil van God dit eis, dat julle ly wanneer julle goed doen, as wanneer julle kwaad doen. Dit beteken, dat ons het die vermoë in Christus om moeilikheid te hanteer, wanneer dit op ons pad kom. As moeilikheid op ons pad kom, kan ek en jy dit hanteer, want hoekom? Ons gee dit vir Christus. Ons gee dit vir hom, en hy hanteer dit vir ons. Vanmôre wil ek vir jy sê, gaan teenkanting kry, wanneer jy nie in die hoofstroom van sonde beweeg nie. Jy gaan teenkanting kry, as jy die Here in opregtheid en waarheid dien. Maar hier sê hy gee vir jou en vir my die krag. Om die Here te dien is 'n goeie stain remover. Hy verwyder almal uit jou lewe uit, wat nie opreg is met hom nie. Vanmôre wil ek vir jou sê, dit is die moeite werd. Derdens kry ons God se wil in 1 Tessalonisense 4 vers 3, waar het vir ons sê, want dit is die wil van God, julle heiligmaking, dat julle moet onthou van hoerery, met ander woorde, hy sê, ek en jy moet heilig wees, dit is God se wil. Kan ons heilig wees? Nee, ons is almal sondaars, en die Bybel sê, as ek sê ek het nie sonde nie, dan lieg ek. Maar ek en jy moet heiligmaking nastrewe. Jou en my daaglikse strewe moet wees om heilig te lewe. Hoe doen ek dit? Ek hardloop weg van die sonde af. Ek los dit
wat verkeerd is. Ek dink nie daaraan nie. Ek doen dit nie. Nie in my eie tyd nie, nie in my besigheid se tyd nie, nie in my huislike tyd nie. Ek raak ontslae daarvan. En hier ontvang ons 'n oproep van Paulus om ons hele lewe te heilig, ons huwelik, ons besigheid, ons huis, alles wat ons doen, moet ons toets aan God se woord. Alles wat ons doen, moet ons toets om te kyk of dit vir die Here aanvaarbaar is. Beteken dit dat ek moet iewers op 'n eiland gaan sit en my afsonder? Nee, dit beteken ek is in hierdie wêreld, ek is deel van die mense, maar ek deel nie in dit wat hulle voorhou nie. Het ek en jy op daai punt gekom? Wat maak ons as daar 'n groep mense is en hulle staan in 'n kring, hulle begin vuil grappe vertel, of hulle begin skinder, wat doen ons? Kyk ons saam, lag ons saam, of sê ek stap weg, ek stel nie belang nie. Nou kan ek nie meer in 'n bar of om 'n braai gaan sit en drink of na stripshows of porn kyk nie. Nou kan ek nie meer my huwelik, die gemors wat ek in pornfliek sien, inbring. Dit gebeur mos vandag. Jy sal verbaas wees, die tyd toe ek nog in die polisie was en by kinderbeskermingseenheid gewerk het, sê verbaas wees hoeveel ouderlinge en predikante het ons gearresteer met kinderpornografie op hulle telefone. Dis mos die inding vandag. En wat gebeur? Satan lieg vir jou en hy sê vir jou, o, jou vrou is nie soos daai girl nie. Jou vrou kan nie doen wat daai girl wil doen nie. En allerhande sulke snert, en die duiwel vang ons en verlei ons met pornografie wat ons heiligmaking benadeel. Besef jy vanmôre dat ons het baie onderhoude gehad, want ek was deel van die okkulte eenheid ook van die polisie, met van hierdie mense wat speel in hierdie flieks of amateur video's maak, dat hulle is almal betrokke by okkulte en hulle spreek 'n vloek uit oor elke huwelik wat na daai video's kyk. Die huwelik sal nie 'n sukses wees nie. Dis 'n spirit of lust wat oorgedra word op jou, en daarom sê die Here, ons moet heilig wees, ons moet ons huwelik heilig maak. Jy moet jou vrou beskerm teen die braaibroodjies daar buite. Jy moet onthou vanmôre, as jy nie jou vrou gaan beskerm nie, as jy nie na haar gaan kyk nie, daar's dalk 'n braaibroodjie daar buite wat wag vir haar. En Satan gaan dit gebruik. Doen wat God behaag, mits dit in God se wil is. Want die eerste ding wat die manne mos sê, is pik op die mannedag vandag, ek pik op myself ook. My vrou moet onderdanig wees. Haai, regtig? Hoekom is sy uit jou ribbebeen uitgemaak? Om die pad saam met jou te stap, teen jou hart. Sy is nie uit 'n voetbeen uitgemaak dat jy op haar kan trap, of uit 'n skedelbeen dat sy op jou kop kan sit nie. Julle is gelyk voor Christus vanmôre. En jy moet jou vrou beskerm, anders is daar nie heiligmaking in jou huis is nie. Ons moet doen wat God behaag. As God sê, moenie rook nie, hoekom rook ons? As God sê, moenie drink, vloek, steel, hoekom doen ons dit? Hy het vir jou en my identiteit van 'n strewe na heiligmaking gegee. Gaan ek fouteer? Verseker, die Bybel sê ons gaan fouteer. Val ek? Yes, maar ek val op my knieë en ek bid en ek kry vergifnis en ek bely en ek vra die Gees van God, ek wil 'n lewe van heiligmaking leef. Want hoor wat sê 1 Tessalonisense 4 vers 7. Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Hebreërs 12:14. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarvolgens niemand die Here sal sien nie. Ons het vanmôre besef dat wanneer die Bybel sê ons het vlug van hoer, beteken dit nie net ek en jy moet weghardloop van 'n prostituut, het sy manlik of vroulik nie. Ons moet onthou die oomblik wanneer ons Jesus aangeneem het as ons verlosser en saligmaker, is ek en jy in 'n verlovingsverhouding met hom. En om dit te verstaan, moet ons gaan kyk hoe die Joodse tradisie gewerk, want Jesus het gepraat met die mense uit die Joodse tradisie uit. As die man homself verbind aan die vrou, het hy by haar gekom, hele ritueel deurgegaan met haar ouers en gesê, hoor jou girl, ek's nou verloof aan jou en ek gaan
om vir jou plek voor te berei. Jy is nou deel van my, en wanneer ek klaar plek vir jou voorberei het, kom ek terug en dan kom haal ek jou. En sy het nie geweet wanneer kom hierdie man terug nie. Sy moes vir altyd sy gereed gewees het, elke tyd van die dag, elke oomblik, en dan kom hy en dan kom haal hy haar. Sou sy nie gereed gewees het nie, sou hierdie man terugkom en hy kry haar tussen die ander girls wat nie verloof is of gebonde is in die dorp nie, of hy kry op 'n plek wat hom nie behaag nie, het hy omgedraai, is terug na sy vader se huis toe, en hy het die huwelik tot niet verklaar, en daai vrou het alleen in skande agtergebly. Sy het nooit weer 'n huweliksaansoek gekry nie, omdat sy die eerste ene verwerp het. Soos dit met Christus, toe voor hy opgevaar het na hemel, sê hy, ek gaan na my vader se huis om vir julle plek voor te berei, en ek kom terug en ek kom julle haal. Maar die tyd en die uur weet ons nie. Die oomblik wanneer ek Jesus Christus aangeneem het as my verlosser en my saligmaker, dan is ek in 'n verlovingsverhouding met hom. Dan is hy besig om vir jou en my plek voor te berei, want ek en jy is die bruid van Christus. Hy sê dit in sy woord. En as ek vanmôre hier wil vra vir die manne, wie van julle manne is bereid om met 'n bruid te trou wat aan al die manne in die dorp behoort? Is jy trou? Nee, ek glo nie een van ons wil nie, maar ons wil ons bruidegom deel met die plesier van die wêreld. So, hoerery spreek ook van jou en my wegbeweeg van Christus af. En vierdens lees ons in 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18, wees altyd deurbly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Of dit goed gaan en of dit sleg gaan, moet ek en jy bly wees. Is dit maklik? Nee. Is dit moontlik? Ja. Hoe is dit moontlik? Wanneer ek en jy mekaar dra. Jy moet die vrymoedigheid hê om my toe te kom en sê, hoor jy nie, ek het 'n probleem, ek voel nie lekker nie, bid saam met my, dra my deur hierdie situasie. Ek moet die vrymoedigheid hê om na jou en vir jou te sê, hoor jy ou boet, ek nou 'n bietjie op 'n laag of 'n laagtepunt in my lewe. Bid saam met my, dra my deur. En jy vra dalk vanmôre, hoe kan ek bly wees as dit sleg gaan in my lewe? Ons het vanmôre besef, wanneer dit sleg gaan, moet ons bly wees in die wete dat dit ons het 'n verlosser, ons te voorsiener, ons te raadsman wat omgee, en sy naam is Jesus. Hy kan en hy wil jou slegte omstandighede verander en aan jou en my die oorwinning gee. En vyftens moet ek en jy vrygewig wees. Hoor die woord in 2 Korintiërs 8 vers 1 tot 3. En ons maak julle bekend, broeders, die genade van God aan die gemeentes van Macedonië geskenk is, dat onder baie beproewinge, deur die verdrukking, hulle oorvloedige blydskap by diepe armoede oorvloedig was in ryke milddadigheid. Want hulle was na vermoë, ek betuig dit, ja, bo hulle vermoë gewillig. Vers 4. En ons het met groot aandrang gesmeek dat ons hulle gawe met ons deel en die diensbetoning heiliges moet ontvang. En nie alleen gedoen soos wat hulle verwag het nie, en hulle self vir die Here gegee het toe ons deur die wil van God was. Wanneer ons die boodskap luisterend ingeneem het wat God se woord vir ons sê, moet die besef kom, die woord wat ons van die Here gekry het, is Jesus in die geskrewe vorm. Want ons lees in Johannes 1 vers 1 tot 4, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. Besef jy vanmôre dat in Christus is daar vir jou lewe? Besef jy vanmôre dat ons kan asemhaal, maar ons kan dood wees? Hoeveel mense sit in 'n kerk vandag? Hoeveel mense kyk na die beeldsiening? Hoeveel mense ken jy wat lewe, maar hulle is so stikkend deur omstandighede wat die wêreld op hulle pad gebring het, dat hulle is eintlik dood. Vanmôre wil ek vir jou sê, daar is lewe, daar is hoop vir jou, en weer die Here het 'n plan met jou lewe. Hy wil daai doodsheid wat in jou is, wat in my is, wil hy omskep in lewe. Die woord leer ons verder dat die geskrewe woord is Jesus in Psalm 119 vers 1
105 althans. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Wanneer ek en jy dus nie na die woord luister nie, luister ons nie na Jesus wat direk met ons praat nie, en ons ignoreer hom. En as ons geluister het na hierdie verskillende skrifgedeeltes wat ons dan gehoor het, kan ons die wil van God net in 10 woorde saam met my vat. Tel gou saam met my. Doen goed. Hoeveel is dit? Is 2, né? Vat die teestand wat op is 4. Wees heilig, wees dankbaar, leef vrygewig. 10 woorde oor die God se wil in die Bybel. Doen goed aan almal. Doen goed aan die mense om jou. Vat die teestand wat op jou pad kom, want die Here Jesus gaan jou deurdra. Wees heilig, met ander woorde, strewe na heiligmaking. As ons 'n fout maak, ons te verlosser, sy naam is Jesus. Hy sal jou vergewe. Ek en jy moet dit net vra. As ons vanmôre stikkend is, en ons sê, Here, ek het niks om voor dankbaar te wees nie. Weet vanmôre, hy wil hy stikkende hart van jou wil hy heel maak. Hy wil jou optel. Hy wil jou deurdra. Leef vrygewig. Beteken dit jy moet nou al jou geld weggee? Jy nou al jou goed weggee? Nee. Vrygewig beteken ook jy moet die liefde van Jesus uitdra aan almal. Skiet ons tekort of skiet ek tekort? Verseker. Skiet ek tekort. Verseker. Skiet almal van ons tekort. Maar ons het 'n verlosser wat intree vanmôre. Wat is daar vanmôre wat staan tussen jou en my om die wil van God te doen? Wat verhinder ons om ten volle in die wil van God te wees en sy volle potensiaal in ons lewe te ervaar? Is daar iets vanmôre wat jy dalk sê, Here, ek sukkel. Ek het 'n probleem met hierdie of met daardie en ek voel ek kan nie my volle potensiaal in u wil uitleef nie. Wil ek vanmôre vir jou sê, is op die regte plek, want die Here maak steeds vry. Die Here haal steeds die kettinge af. Die Here raak steeds aan. Die Here wil steeds hê ek en jy moet in sy wil wees en ons het afstand doen van dit wat staan tussen ons en hom. Jy wat vanmôre is so spesiaal. Sê gou vir jou persoon langs jou spesiaal of voor jou of agter jou. Jy is so spesiaal dat toe Jesus aan die kruis gesterf het, was jou naam op sy lippe. Jy is so spesiaal dat toe hy aan daardie kruis gehang het, kon hy 'n legioen engele roep om hom af te haal. Maar hy het gesê, nee, ek bly ter wille van jou, van Henny die Jager en elkeen, jy kan jou naam noem, wat vandag 2025 in hierdie kerk sit. Jy is so spesiaal dat die Here jou wil optel en jou wil deurdra. Alles wat syne is, wil hy joune en wil hy myne maak. Ek en jy moet net in sy wil kom. Ons het daai besluit maak, daai oorgawe maak wat sê, my all for Jesus. Daar's 'n liedjie, ek weet nie eers wie sing hom nie, maar hy's nogal oulik wat sê, I surrender all. Ken jy hom? En het ek heel by hy punt gekom wat sê, I surrender all. Here, ek gee my alles oor vanmôre vir u, want ek wil in u volmaakte wil wees. Ek wil, Here, u aanraking ontvang. Ek wil my prins en my prinses kroon dra as 'n kind van die lewende God. Is ek en jy in die wil van God vanmôre? En dan natuurlik die belangrikste wat ek uitgelaat het, wat ek gehou het tot laaste, is so lief het God die wêreld gehad, hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat niemand verlore moet gaan nie. Dis God se wil, dat elkeen wat hier is, elkeen wat buite in die straat loop, elkeen wat ons in aanraking kom, elkeen wat na die beeldsending kyk,
nie verlore moet gaan nie, maar gered moet word. Nie verlore moet gaan nie, maar die koninkryk van God beerwe. Wat is jou en wat is my keuse vanmôre rondom die wil van God? Is jy bereid vanmôre om saam met my te staan en sê, Here, ek wil in U wil inbeweeg. Ek wil klaar kry met dit wat die wêreld my bied en ek wil in U wil beweeg, sodat ek in vrymoedigheid, dit wat ek ontvang het van U, kan gee vir die mense daar buite om te vertel. Daar is 'n God wat steeds aanraak. Daar is 'n God wat steeds omgee vir my. Wat is jou en wat is my antwoord vanmôre? Ons sluit net ons oë. Vader, baie dankie dat ons vanmôre, Here, kon luister na U woord. Maar Here, vanmôre wil ek vra dat U ons sal lei deur U Gees. Want ek wil vanmôre, Here, in U wil beweeg. Ek wil vanmôre my lewe verander hê, sodat U wil in my lewe sigbaar kan wees. Want Here, net met U wil kan ek die koninkryk van U ingaan. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.